2025 was by tye 'n ongelooflike lang jaar, maar ook ongelooflik lekker. Hallo en welkom by Kletskompas. Ek is Irene Marie van der Walt en vandag, soos wat ons in Desember maand ons vaarwel bied aan 2025, gaan kyk ons terug na van die grootste gebeure van die jaar. Natuurlik onder hierdie altyd vir ons 'n voorreg by Kletskompas om die bruidspaar van die jaar kompetisie saam met Republikein te geniet. En Jerine Hof was saam met ons in die ateljee waar sy gesels het oor die finaliste vir hierdie kompetisie, as ook 'n paar vorige wenners. Dan gaan gesels ons met Shanay Botha, ons kyk na onderhoud waar Dani Boysen met Shanay Botha gesels het oor die belang van moedertaalonderrig. Jerine Hof van Republikeinse bruidspaar van die jaar kompetisie kuier so af en toe by ons. Nee, wat ek is al 'n gereelde ou gesig hierso, Dani. Ja, geslag welkom. En dis Valentynsdag môre en ek dink baie mense glimlag sommer al klaar. Sommige is dalk so bietjie bekommerd. Ons het dit Valentynsdag ons doen van ons dit ook. Ja, dit hang mos af of jy 'n Valentyn het of nie. Ja, hopelik het meeste van julle. Hoe voel jy oor Valentynsdag as 'n instelling? Weet jy, dit gaan nou vir my, vir die organiseerder van hierdie kompetisie, gaan dit nou sleg klink, maar weet jy, ek dink dit is absoluut gekommersialiseer en dit maak dit hartseer. Ek dink jy moet elke dag vir jou beminde bederf met ietsie oulik. Al is dit net ek is lief vir jou, of ek het vandag na jou verlang, of ek dink aan jou, of net 'n hartjie WhatsApp of iets. Dit is mos nou wat mense elke dag moet doen. So ja, ek dink dit is baie gekommersialiseer en dan jy sien die rooi rose. Come on. Ja, mense probeer dikwels 'n bietjie meer kreatief wees. Ander mense hou weer van die tradisionele geskenkie. Nou, dis belangrik vir mense, of dalk vir jou maat ook, om iets te ontvang. Al dink jy dalk soos Jerine dink. Ek het 'n diereles persoonlik geleer. Regtig, vertel. Ja nee, ek is gewoonlik in die moeilikheid. My vrou het seker nou al gewoond geraak, maar verlede jaar het ek haar bederf. So sy was heeltemal uit die veld geslaan. Ek is bly om dit te hoor. So hierdie jaar, my man is al klaar weg op pad na 'n vissersmansnaweek. So hulle is al op pad daarna toe. So ons grasweduwees gaan maar almal op Vlotska bietjie kuier op ons eie. Hy is nou 'n heel ander Valentynsdag viering. En net interessant, ek het so 'n bietjie op die internet gaan loer, as julle nog nooit gehoor het nie. Nou hulle sê daar's omtrent 6 miljoen mense in Amerika en die VSA wat op Valentynsdag verloof vra. Sjoe. Nou as jy die som gaan vat, Amerika het so 335 miljoen inwoners en jy werk die persentasie uit wêreldwyd, dan gaan na verwagting môre so 143 miljoen mense wêreldwyd vir mekaar vra om te trou, wat dis nogal asembenemend. Ja, dit is nogal, dit wys jou nog, die liefde blom daar nog steeds. Vertel vir ons hier op ons Facebook blad in die kommentaar, hoe voel jy oor Valentynsdag? Dalk het jy grille in geite of 'n breë glimlag op jou gesig, 'n groot afwagting vir die dag. Ja, die groot dag. En deel van die bruidspaar kompetisie met mense vertel hoe hulle mekaar ontmoet. Nou, hoe het jy en Andrei mekaar ontmoet? Ek dink 'n klomp mense weet dalk. O, jessie, ons het 'n ex-kollega, ou Roan Botma, hy vertel altyd die stories so met smaak. Maar ek en Andrei het eintlik op die Rundu Vlotte Resies ontmoet. En dit was 'n vreeslike lekker naweek. Dit was ook maar die tweede keer wat ek in my lewe in Rundu was. So Rundu het altyd vir ons 'n spesiale plekkie. Hy het op daai stadium daar gebly. So ons hou daarvan om weer in Rundu te gaan kuier. Dit is vir my die mooiste plek in hierdie land. En ja, ons is hierdie jaar al 20 jaar getroud. So ons het juist nou die dag gesê, "Sjoe, weet jy, ons moet kyk wat is die geskenkies vir 'n 20 jaar herdenking." En toe is dit goed soos keramiek en parfum en ek soek eerder 'n eilandvakansie, maar ek dink dit is my eerste droom. Nou, ek het en julle twee? My vrou vir interessantheid, Joumarie hier agter Republikein was 'n watergat so baie klomp jare terug waar ek haar raak gedans het een keer by 'n werkspartytjie.
Maar kom ons kom terug by die bruidspaar van die jaar kompetisie. Daar was 3 rondes, so dit anderste gewerk Ja. vanjaar, sedert laas jaar nou. Ja. En in elke ronde het julle nou reeds 'n paartjie gekies wat deurdring Ja, na die finaal toe. die finaal toe. En wie was die jongste paartjie wat nou ronde 3 gewen het? So die opwindende nuus is hulle name word nou amptelik aangekondig. Hulle is hopelik môre in die koerant. Hulle is Marney en Christo Liebenberg. Sê ek wil nog nie name so oor my tong laat gly, maar sy is onderwyseres. So ek kon haar nou nie bel en die goeie nuus met haar deel nie, maar sodra ons hierso van die lug af is, dan gaan ek haar gou bel en laat weet hoor julle is nou paartjie nommer 3. So baie geluk. So hulle storie is eintlik baie oulik. Hulle was 'n skoolkeis en het mekaar amper hulle hele hoërskoolloopbaan bymekaar deurgebring en toe skei hulle paie. En toe op 'n goeie dag toe ontmoet hulle mekaar weer en toe het die sponke gespat en daar is hulle nou getroud. Van graad 6 af, nee, dis so, dis laerskool, maar dit sê 7 jaar of so. Ja. En wat hulle, so julle is eerste om te hoor, hulle twee wat jy op die skerm sien is nou deur na die eindstryd toe. Wat hulle in hulle storie ook vir my mooi vertel is toe hulle daai tyd nou nie by mekaar was nie, het hulle elkeen tyd gehad om op hulle eie te groei. Ja. En dis tog baie belangrik die hele tyd in die liefde. Ja. Saamgroei. Dit is want niemand bly dieselfde nie. Ag, daar's inherente goedjies wat nou definitief dieselfde bly, maar ons word ouer en wyser en gryser en mens verander en jy raak ook groot. Daar's 'n groot verskil tussen 'n 14-jarige en 'n 24-jarige. Dink nou maar net, wel, ek is al 48, so ons weer nog. Daar's baie skoolkeise wat hou en baie keer dink mens maar later in jou lewe ook terug. Natuurlik aan jou meisie of jou kerel wat jy op skool gehad het. Baie keer is daar baie van hulle nou. Hulle is reeds van tevore aangekondig. Hulle was die tweede ronde se wenners, Veneruru en Imuika Amoniela. Nou, ons loer gou weer hoe lyk hulle, daai is die een foto so wat hulle ingestuur het. Ja, hulle 2 fotootjies ingestuur en op daai foto wat nou daar wys. Kyk net daai absolute vreugde. Dit lyk regtig die liefdeblom. Dit is vir my so 'n mooi foto. En hulle het ook baie oulik ontmoet. Hulle was by 'n partytjie en hy is baie rats met nommers en hulle toe mekaar nou daarso wil groet, sê hy vir haar, nee, dis nie ons mekaar groet nie, ons groet deur nommers uit te ruil en sy is, ek weet daarom nou nie, maar wragtig hy begin net 081 en sy gee vir hom die nommer en hy onthou dit en hy het haar die volgende dag alweer gebel en nou ja, dit is hoe dit van daar af gegaan het en daar is hulle getroud. En ag, as 'n mens net na daai foto's kyk, ag, dit is te mooi. Dis regtig baie oulik. Altyd die foonnommer vra, dis nou 'n ander deel van die liefde en dalk op Valentynsdag ook as jy sommer môre nou iemand probeer braakvry of as jy te skaam is om dit tot aangesig of van aangesig tot aangesig te sê dan ja, stuur maar 'n WhatsAppie. In die ou dae natuurlik nou nie selfoonnommers gewees nie, so jy moes nou wag tot die meisie by die huis is as jy die landlyn bel. Maar hulle sê ook, ek het getrou met my beste vriend. Ja. Nog so, jy weet, universele waarheid. Dit is regtig so, onthou jy wil die res van jou lewe met hierdie persoon deurbring, so jy moet ten minste van hulle hou ook. Jy kan nie net jy kan nie net aan die liefde dink nie. Dit is natuurlik die basis van jou huwelik, maar wees vriende ook. Eerste ronde van die 3 rondes was die wenners Chandray en Jaren Lee Figai. En hulle het ook 'n ander storieetjie, nee, want baie keer ontmoet mense mekaar op nie dalk so vreemd nie, maar bietjie ongewoon, nê. Ja, want hulle het mekaar ontmoet by 'n karwassery. So kan jy dink dit sou in 'n huwelik eindig, maar sy het ook vir ons gesê hy het verskriklik lank na haar gevry en sy wou net mooi niks weet nie. En toevallig op 'n Valentynsdag, toe dink hy, "Joh, dit is nou absoluut sy laaste kans en dit is ook die laaste keer wat hy gaan probeer." En toe sê sy ja.
En toe natuurlik verander hulle lewens heeltemal. So hulle is van die kus af, hulle het groot planne vorentoe. Hulle het ook die mooiste, sy het vir my 'n videoetjie gestuur ook van hulle troue en die onthaal en dit was regtig baie mooi. En al hierdie onderstreep nou net weer hoe belangrik dit is vir ons voornemende paartjies om goeie briewe te stuur. Onthou daai romantiese gebare en onverwagse dinge en klein goedjies wat vir julle spesiaal is. Dit was nou Valentynsdag 2022, so dis nou amper ook 3 jaar gelede. Hulle noem ook opregtheid en dan gaan dit oor hy persistence, nee, die aanhouer wen. En Jaron het aanhou, hy het aangehou. Maar die vroue moet maar ook ook vasbyt, betek. Is nou nie net die man se werk om op die spoor, liefdespoor te bly en om aan te hou sny. Ja, en moet nou nie vergeet nie, op 'n skrikkeljare kan die vrou maar ook die ja-woord vra. Die ou moet nou net braaf genoeg wees om die ja-woord te gee. Die bruidspaar kompetisie gaan in die algemeen soos, jy weet, Republikein en al ons ander forums doen daaroor om mense se stories te vertel. Ja, deel van daardie stories is om te trou, so ons gaan gou aan die einde net hoor wanneer is die finaal nou en die jongste. Dan gaan jy basies weer die stories hoor. Ja. Jy gaan hoor, jy weet, wat het die mense in gemeen, balans, die verskille, dis mos maar teenpole. Dit was 2022 se wenners was Sylvia en Eddie Likando gewees. En daar is dit ook maar 'n storie van aanhouer wen. Dit was wragtig so en dit was 'n lang afstand gevreiery want sy was op Katima en hy was in Keetmanshoop en sy het ook vreeslik 'n hartseer verlede. En toe kom hy in haar lewe en sy het ook net gedink nee, wat hierdie ouetjie klink soos 'n kansvatter. En toe op 'n dag hier uit die blou te loop hulle mekaar weer raak buite 'n groentewinkel en hy het vir haar daar en dan gesê ek gaan met jou trou. Nou ja, sy het ook gedink nee, wat? Sy is nie seker hiervan nie, maar wragtig dit is so en intussen hulle is 'n fantastiese paartjie. Hulle gaan toevallig hierdie jaar een van ons beoordelaars wees by die finaal. En intussen het Sylvia 'n doktorale graad behaal. So dit is baie opwindend. En dit is lekker om met die paartjies te groei en hulle stories te hoor en in kontak te bly. Dit is regtig net baie lekker. Die liefde gevind daar al die pad suid uit Keetmanshoop tot in Katima Molilo in. Ja, moenie jou steur soms ook aan die koue skouer nie, alhoewel tydkeer moet jy, want nee is ook nou nee. Maar hy het, jy weet, baie ge-SMS en gebel en nooit 'n antwoord gekry nie. En hulle het ook nie 'n witbrood gehad nie, Nee. want hulle het 'n babietjie gekry vir hulle witbrood, dis amper ewe lekker, nee. Ja, ek moet sê Dani, daar is nogal heelwat van ons paartjies wat swanger is met die finaal. So daar het alreeds nou een van die inskrywings my ook al gevra, jong, as dit finale tyd is ek so 7 maande swanger. Ek sê moenie daaroor bekommerd wees nie. Ons gaan daai bruggie oor wanneer die tyd kom. So wees net geduldig. Dit werk uit. 2023 se wenners, kom ons loer gou weer, hoe lyk hulle? Dit was Vicky en Natalie Chatenody gewees. Ja. Ek onthou ook nog daai finale baie goed. En hier's 'n ander ding wat mense dikwels by mekaar bring. Die musiek en Ja. ek sal nie glo daai twee het nou country musiek mekaar. Dit was die snaakste storie. So Vicky het vir hulle ingeskryf, maar hulle het ontmoet by iemand se huispartytjie. Sy is 'n Amerikaner en sy was hierso om vrywilliger werk te doen en toe was hulle by 'n partytjie en they bonded over George Strait's All My Exes Are in Texas. So die jaar wat hulle gewen het, was ons kompetisie, want ons hou altyd mos 'n kompetisie met die finaal, was om charades te speel. Nie ek jou Pictionary. En die vraag het gekom uit die brief wat hulle geskryf het. En al wat Vicky moes teken is een van daai Texan hoedens. En Natalie het onmiddellik geweet wat is die antwoord. En dit was vir my so fantasties, want die beoordelaars het ook onmiddellik gesê, "Jessie, dit was deurslaggewend, jy hoef niks anders te sê nie. Jy teken die hoed en sy weet onmiddellik."
En dit is net wonderlik. Dit is daai intimiteit in 'n verhouding wat regtig oulik is. So, Dani, ons het heelwat veranderinge gehad in die laaste paar weke hierso agter die skerms. Ek wil nog nie heeltemal alles uit basy nie, maar ons het die venue het ons geskuif en die datum gaan nou waarskynlik hierso teen middel Mei wees. So dinge het 'n bietjie verander, maar ons het nog steeds nog 'n uitdenronde en ek wil ook net nog daarby sê, nou is die kompetisie oop vir almal. So ons het 4 finaliste wat definitief al reeds op die verhoog gaan wees daai dag van die finaal. En die res, nou ja, dit is enigiemand se raaiskoot. Hulle word dan ook gekies uit daai groter groep van almal wat ingeskryf het. Baie dankie Jerry. Altyd lekker om met jou te gesels. Dankie Dani vir jou tyd. So onthou in Mei Republikein se bruidspaar van die jaar eindstryd. Hou die media dop vir meer inligting. Tematies gaan baie van ons programme môre op Moedertaaldag fokus op nie net Afrikaans nie, al ons land se moedertale. By ons is Shanay Botha van die ACDT, die Afrika Kinderontwikkelingstrust. En hoe het jy beland in hierdie veld van kinderontwikkeling? Ja, dit is 'n lang storie. So 'n kort weergawe van dit is ek het nog altyd belang gestel met kinders te werk. So toe ek nog besluit het wat ek moet swaat op skool, toe wou ek arbeidsterapie alle rigtings gaan en toe op die einde toe hoor ek van iets wat kinderkinetika is. En ek het besluit okay, ja, dit is wat ek wil swaat. Bloemfontein toe gegaan en begin met kinderkinetika. En basies wat dit is ons fokus op die grootmotoriese ontwikkeling van kinders. En dit het my dadelik het ek geweet dis my passie en ek het aangehou daarmee. En vir die universiteit gewerk in Stellenbosch om nog studente op te lei en toe gebeur COVID. En toe moes ek terugkom na Namibia toe, ek's van Namibia af en toe het ek gehoor van ons skole is toe kinders kort boekies, daar's ons hierdie groot gap in die kinders se leermateriale en tale en alles. En dis ook nou betrokke raak met wel eerstens daai tyd was dit nog met NMH wat die boekies gedoen het. So ja. Kinderkinetika is dit, jy het nou gesê dit is motories, so die spiere, dit is meer fisiologies. Yes, ja, so ons kyk na die hele kind. En die terapie en die tipe aktiwiteite wat ons met die kind doen. So ons kyk na hulle hele ontwikkeling, so van kognitief, hulle fisiese ontwikkeling, alles kyk ons saam, maar ons probeer deur fisiese aktiwiteite hulle te help om hulle mylpale te bereik en so voort. So ons is deel van 'n holistiese groep en ons kyk na die een deel, maar ons fokus bly op die groot motories, so groot bewegings, hulle groot spiere en hoe daai die hele kind affekteer, van hulle rondspring tot hulle skryf, tot die manier wat hulle leer, hulle taalontwikkeling, so hy het soos 'n hele holistiese approach vir die kind, ja. Dis waar by die moedertaal jy ook inkom, maar vertel, waar het jy jou meestersgraad gedoen? Wat was jou onderwerp en jy's op die oomblik ook besig met 'n doktoraal? Ja, hy's ook nog aan die gang. So meesters het ek gefokus op daai konneksie tussen die grootmotories en die akademie, spesifiek lees en skryf. So ek het gekyk na watse tipe grootmotoriese ontwikkeling en watse vaardighede moet die kind hê om beter te kan lees en skryf. En toe het ons gevind dat sekere goedjies soos hoe sterk hulle is, hulle bilaterale koördinasie, daai tipe goed, hoe dit met die lees en skryf connect. En toe van daar af het ek besluit om nou aan te gaan na 'n doktorsgraad toe wat nog steeds aan die gang is. En ek kyk bietjie meer holisties nou na die kind, so kyk na grootmotories, hulle kognitiewe ontwikkeling, hulle spiertonus en dan ook hoe aktief is die kind deur die dag. So kyk hoeveel minute in 'n dag hardloop hulle rond, hoe lank sit hulle en hoe al daai goedjies saam die kind affekteer. Ja. Om by die taal te kom ons wys vir julle die taalmylpale wat eintlik deel van elke kind se ontwikkeling behoort te wees. Verduidelik vir ons, Shanay, hoe werk hierdie
proses van die begin af? Ja, so ek weet baie keer vra ouers, okay, so my kind is so oud, wat moet my kind al kan sê of doen? So natuurlik, die eerste ding wat ek altyd sê vir ouers is, daar's nie 'n golden rule nie. Elke kind is anders. Hierdie is net 'n general guideline vir die ouers. So dis hoekom daar's ook so groot, kan ek sê, variasie is van sê maar soos 12 tot 18 maande. So enige in daai tydperk. En natuurlik moenie aanneem as jou kind nou nie op daai mylpaal daai kan doen dat daar 'n probleem is nie. Daar's klomp goedjies wat 'n rol speel. So hier is net net 'n guideline vir die ouers. So as ons kyk na 0 tot 3 maande, is dit nou waar hulle klankies inkom. So dis net dat daai cooing wat die babatjies doen, daai tipe goedjies, hulle begin gelykies net mimiek. So daar's nog nie regtig vorming van woorde of 'n verstand van wat klankies beteken nie. En dan tussen 6 tot 12 maande, dis wanneer hulle kort woordjies kan begin sê. So dit is 'n mamma, pappa, 'n gogga, daai woordjies wat bietjie meer repetitive is, sê hulle. En dan van 12 tot 18 maande is waar hulle volle woorde al kan sê en hulle het 'n verstand van wat daai woord beteken en hulle kan 'n paar woordjies bymekaar sit, maar dis nog 'n baie 'n klein woordeskat. En dan 18 tot 48 maande is waar hulle sinne kan saam sit en nog nie baie komplekse sinne nie, net soos 'n basiese sin van ek is honger, daai tipe goedjies, hulle wil speel, goeie wat vir hulle belangrik is, sal hulle al kan sê en doen. En dan 48 maande en op is aan die komplekse sinne bymekaar kom en dis wanneer hulle nie ophou kan gesels met jou nie. Jy sê nou in al die tale, kom ons loer gou na hoekom is moedertaal so belangrik? Ons wys vir julle op die skerm, vertel vir ons Shanay. Ja, so die fondasiejare van ontwikkeling wat soos 0 tot rondom, kan ek sê, graad 3 is dit verskriklik belangrik vir die kind om in hulle moedertaal te leer. Die manier wat die brein ontwikkel het, dit het net 'n groot impak. So as ons kyk na in watter taal moet die kind leer, is moedertaal die beste. So dit is baie belangrik vir hulle kognitiewe ontwikkeling. Daar's studies wat wys dat kinders wat in hulle moedertaal tot en met graad 3 kon leer, is later beter akademies, hulle geheue is beter. Dit het nie net in hulle taalvaardighede 'n beter impak het, dit ook in hulle goedjies soos wiskunde. Het daai kinders net 'n beter presteer hulle beter. En natuurlik 'n groot deel van kultuur en identiteit is ons taal. Hoe ons praat, hoe ons onsself uitdruk. So om vir jou kind daai kultuur, om daai trotse kultuur te hê, is dit maar belangrik om in jou moedertaal te leer, want dit het 'n groot connection met jou met wie jy is, met jou identiteit. En dan kinders wat hulle self beter kan uitdruk, het ook groter selfvertroue. En as hulle gewoond is aan hulle moedertaal, hulle het 'n groter woordeskat, dan is dit 'n natuurlike, hulle is meer selfvertrou. En dan laastens het studies ook al gewys kinders wat moedertaal op fondasievlak gedoen het, tel ook baie vinniger nog 'n taal op en doen ook beter in daai taal in akademie. Miskien net so tussenwerpsel natuurlik by kultuur en identiteit moet 'n mens ook die kind uitsluit van ander natuurlik om nog daardie begrip ja, natuurlik. En wenke dan. Kom ons loer gou na wenke wat jy vir ons saamgestel het in hierdie proses van kinderontwikkeling. Ja, soos ek al genoem het, as jy nou 'n taal leer en veral as jy onder verskillende tale betrokke is onderskei plek en onderskei persone. So as ek weet, ouma praat ek Engels mee en by die huis praat ek Afrikaans of wat ook al dit mag wees, is belangrik om daai goedjies te onderskei dat die kind verstaan dis waar ek hierdie taal praat, sodat hulle nie dit begin meng nie. Want as hulle jonk is, weet hulle nog nie sinkonstruksie, al daai goedjies, hulle verstaan dit nog net heeltemal nie. En dan laat die kind deelneem in die tradisies, laat hulle leer van die kultuur, leer van hoe is die tradisies in die taal, hoe werk hulle saam.
speel vir hulle musiek, dat hulle kinders stel verskriklik vinnig taal op met musiek en die ritme. So speel wat tradisionele liedjies en daai rympies en al daai goedjies. Lees saam met jou kind. Maak seker hulle is saam met maatjies ook, wat so as jy 'n ander taal dalk wil leer, as hulle rondom daai maatjie is, gaan hulle baie vinnig daai taal optel, of as jy wil net hê hulle moet hulle woordeskat opbou, sit hulle ook rondom maatjies. Dis waar hulle die vinnigste gemaklik voel om hulle self uit te druk, en dan leer hulle vinnig ander woordjies by. En ja, maak seker hulle familie en gemeenskap, as dit 'n taal is wat jy wil hê jou kind moet leer. Ek weet baie van ons ander Namibiese tale, soos Otjerero, Shindonga, dis baie keer in die ouer huis praat hulle nie meer dit nie, maar die ouer wil nog steeds hê die kind moet daai agtergrond hê. So maak seker hulle kan tyd spandeer met hulle oumas of tannies of ooms wat nog daai taal praat, waar hulle dit kan optel en leer. Net voor dit groettyd is, ons het nou gewys van die huiswerkboekies, kan mens maar sê. Ek het nou self leerboekies gebruik, want kinders kan self by die huis leer. En dit word steeds gedruk as 'n nuwe siklus, dink ek, wat sopas ook weer in druk is. Nee? Ja, so ons het die 19de Februarie het ons eerste boekie weer uitgegaan. Ons graad 1 boek, maar ons groot boeke, of waar die meeste boeke uitgaan, is volgende week, die 27ste Februarie, waar ons voorskoolse boekies gaan uitstuur in 8 verskillende tale reg oor Namibië. So skole kon bestel en boodskappe stuur wat die boekies nodig het. Ons gaan ook, hierdie boekies gaan nou ook verniet beskikbaar wees in alle Shoprites reg oor Namibië. En ja, so ons het Afrikaans, Engels, Oshindonga, Oshikwanyama, Rukwangali, Rumanyu, Otjerero en Khoikhoi-Kowab wat hierdie jaar uitgaan. Ja, en dan gaan ons natuurlik ons graad 2's en 3's is ook nog op pad. So alles is op African Child Development Trust, Facebook en Instagram, waar ons al die datums en goedjies sit, en die koerante is hulle ook beskikbaar. So weekliks wanneer daai boek uitkom, kan jy in alle Namibian Suns en die Republikein kan jy ook die boekies kry verniet. Enige besighede en instellings kan natuurlik ook nog betrokke raak as hulle belangstel. Vertel net om af te sluit vir ons, wie ondersteun tans die projek? Ja, ons is baie dankbaar, ons het klomp mense. So, eerstens die Ministerie van Onderwys is 'n groot deel van die projek wat ons gehelp het om hierdie kurrikulum saam te stel. En dan het ons natuurlik ons sponsors, so ons het vir Capricorn Foundation, Powerline Africa en First Round Namibia Foundation, wat nou al vir 'n paar jaar deel is van ons projek en seker maak ons kan soveel as moontlik kinders bereik. En dan het onder NMH self het ons so baie mense wat ons help. So ons het vir Republikein en Namibian Sun wat ons media partners is, en dan het ons vir Print Media Hub en Logistics Hub Namibia wat seker maak ons boekies kom waar hulle moet kom. So ons is baie dankbaar vir almal wat betrokke is. Baie dankie vir julle harde werk aan die projek. Dankie. Dit was Shanay Botha van die Afrika Kinderontwikkelingstrust.